want U laat my lamp skyn. Die Here my God, laat my duisternis opklaar. Ons God en Vader in die hemel, baie dankie, dat ons in hierdie oggenduur in aanbidding voor U kan wees. 'n wonderlike voorreg, dat ons as nietige sondaars U kan aanroep, wat heilig en almagtig is. Dit alles deur Jesus Christus, ons verlosser, van Golgotha. Dankie Here, vir daardie voorreg, dat ons vanoggend met groot dank en lof na U toe kan kom, vir U sorg en U beskerming, die afgelope week en die afgelope jaar sover. Baie dankie, dat U ons in stand het, elke week, Here, alles van ons menswees, ons gesondheid, ons werk, ons families, ons verhoudinge, ons hele toekoms is in U hande, en U dra ons dag vir dag, ook deur die uitdagings van siekte en van werkloosheid en van baie uitdagings. Dankie daarvoor. Dankie bo alles vir daardie verlossingsplan wat ons op die oomblik bespreek, wat Paulus so op fokus in die Filippense en die Kolossense. Daardie verlossingsplan, Here, wat vir ons hoop gee. Want sonder dit sal ons moedeloos en in sak en as hier gesit het, met geen hoop. Maar dankie dat ons weet dat daardie verlossingsplan binnekort in totale vervulling sal gaan. Die finale vervulling, waar hy op die wolke gaan verskyn, soos wat hy beloof het in Johannes 14, om ons te kom haal. Here, dit is die hoop wat vir ons lewendig hou. Dit is die hoop wat vir ons moed gee, elke dag, wat ons die aanslae van die Satan moet trotseer. Dankie daarvoor. Baie dankie. Dankie vir U woord. Dankie vir die geleentheid van aanbidding hier vanoggend. Baie dankie. Here, dankie dat ons behoeftes vanoggend aan U kan voorlê, en dat ek as nietige mens ons gemeente se behoeftes aan U kan voordra in gebed. U ken ons gebedslys, Here, dis lank. Daar is baie behoefte aan gesondheid. Daar is mense wat worstel met siekte, met kankers, en met ander uitdagende siektes. Ons bring hulle voor U en ons bid, dat U hulle sal aanraak met U hand van genesing. Ons vra, Here, soos wat U hierdie aarde bewandel het, en mense aangeraak het, party net 'n woord gespreek het, om hulle op te rig, bid ons dat dit weer so sal wees, binne U wil. Vra ons, raak mense aan, maak hulle gesond, haal die las van siekte af, sodat hulle voluit op U kan fokus en staande kan bly in die moeilike tye waarin ons lewe. Ons bid dit veral, Here, vir hulle wat aan kanker ly, en wat 'n geweldige stryd voer, en waar dit moeilik is om hoop te behou en moed te behou. Wil U Gees kragtig daar werk om mense staande te hou en bemoedig te hou. Asseblief, Here. Ons bid ook vir families. Ons bid vir verhoudinge. Ons bid vir huwelike. Here, daar is 'n geweldige aanval op verhoudinge in hierdie wêreld. Ons vra dat U beskermende lare van engele sal trek om families en gesinne, om huwelike, sodat hulle staande kan bly. Dat U heling sal bring waar daar skade is. Dat U herstel sal bring waar daar nie meer moed is nie. Want net U, Here, kan dit doen. Want U is 'n God van lewe, U is 'n God van verhoudinge. Ons het U nodig van ons verhoudinge, ook in hierdie gemeente. Asseblief, ook daar waar daar probleme is tussen kinders en ouers, wil U asseblief intree en genesing bring, Here, want ons het mekaar nodig. Ons het gesonde verhoudinge nodig, ook in hierdie gemeente en in ons kerk. Ek wil bid vir werk en inkomste. Daar is mense wat worstel met genoeg inkomste en werk. Daar is mense wat werkloos is. Here, U maak die deure oop, sê Psalm 107, daardie koper deure, daardie yster deure, wat niemand kan oopmaak in hierdie land nie, veral waar politiek 'n rol speel.
Here, u ken die onreg in hierdie land. U sien wat aan die gang is. U sien hoe ons jong mense oor see moet gaan om geleenthede te gaan soek vir werk en inkomste. Dit breek ons ouers. Dit breek die verhoudinge. Here, asseblief, ons vra dat u sal ingryp en intree. En waar ons as ouers en selfs ons kinders nie die deure kan oopmaak, dat u die deure sal oopmaak. En dat u geleentheid sal gee vir werk en inkomste, asseblief in Jesus naam. Here, ek bid ook vir ons kinders, wat die aanvalle moet trotseer van ons tyd, vreemde invloede, misleidings, versoekings, maar ook hulle studies op skool, op universiteit, waar dit al moeiliker word, om die regte lyne raak te sien, en om die regte dinge te doen. Beskerm hulle teen die invloede, gee hulle die krag om vas te staan, ook daar waar hulle vandag by mekaar is, by Philadelphia. Mag die Gees hulle daar versterk, en hulle moedig maak vir die aanvalle en die aanslae. Wees met hulle in hulle werksaansoeke. Here, daar is so baie wat sukkel om 'n werk te kry, en te begin in die werksmark. Help hulle asseblief, Here, want hulle word ontmoedig deur soveel invloede. Wees by hulle. Here, vandag wil ek spesiaal bid vir die boere. Dis die mense wat kos produseer vir hierdie land. Hulle het reën nodig op plekke waar daar droogte is. Hulle het beskerming nodig op plekke waar daar vloede is. Hulle het ondersteuning nodig in hierdie land, waar daar geen hulp en ondersteuning van 'n regering is nie. Here, dit is moeilik om 'n lewe te maak as 'n boer in hierdie land. Baie moeilik. Dit is moeilik om hoop en moed te behou. En ek bid spesiaal vir die weg en klouseer uitbraak. Dit bedreig soveel boere se totale bestaan. Here, as dit uitbreek en die beperkings inkom, soos wat voorspel word, is daar boere wat hulle hele kuddes diere gaan verloor. Hulle totale bestaan sal vernietig word. Dis hoe ernstig dit is. Ons sien hoe die kospryse styg, ons wat in die stede woon. Dit pla ons nie altyd nie, Here, maar dit moet ons pla. Want daar is 'n groot bedreiging wat kom, wat kos aanbetref, maar ook ons boere wat dit vir ons moet produseer. Ek bid dat U spesiaal met ons boere sal wees, dat U hulle sal beskerm, maar ook dat U hulle geestelik sal aanspreek, dat U hulle geestelik sal nader trek, dat hulle ernstiger sal word in hulle verhouding en hulle lewe met U, dat daar geen oppervlakkigheid meer sal wees en dat hulle sal besef, dis net U wat in hierdie saak beskerming kan bied en uitkoms kan gee. Asseblief, Here. En dan, Here, bid ek vir hierdie land. U sien wat aan die gang is, al die onreg, al die misdaad. Niks is meer reg nie, niks wil meer funksioneer nie. Ons sit in 'n moeilike situasie, Here, waar net U kan ingryp en uitkoms kan bring. Ek wil vra dat U leiers wat 'n verhouding met U het, sal plaas op die regte plekke, waar politiek geen verskil kan maak nie, maar net U woord. En dat U die mense daar sal plaas om 'n verskil te bring, terug te kom na U beginsels toe, want alleen dan sal daar 'n verandering ten goeie bring. Ek bid vir die kerk en ek vra dat U ons gemeente sal beskerm, ons lidmate, ons leraar en al die leiers, dat U ons sal toerus met alles wat nodig is om die werk vir U te doen en 'n lig te wees in ons omgewing en gemeenskap waar ons kerk geleë is. Ek bid vir die offergawes wat ingekom het, ook deur die week, elektronies, mag U dit seën, mag U die hande wat daarmee werk, wysheid en onderskeiding gee, om versigtig daarmee te werk.
baie spesiaal daarmee te werk, Here, want partykeer kom dit uit 'n inkomste wat maar baie swak is. Gee vir ons daardie rentmeesterskap, daardie helder rentmeesterskap en verantwoordelikheid om mooi te werk met die geldjies wat inkom, wat aan U behoort. En dan bid ek vir Leraar Hendrik, dat U hom nou sal seën met die teenwoordigheid van U Gees, gee vir hom kalmte, gee vir hom helderheid, dat hy die boodskap aan ons kan bring wat U aan hom toevertrou het. Wees ek met ons in die banke, open ons ore en verstande, en help ons om U boodskap vandag te hoor, gee ons die krag om dit toe te pas in ons lewens, en stuur ons huis toe vir hierdie week, met nuwe krag, en nuwe moed, en nuwe wysheid. Hou ons vas, Here, ons het U nodig. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die Hemelvader, aan U kom toe lof en eer en heerlikheid. U, die Skepper God wat die heelal in U hand onderhou. U die God wat spreek en uit niks uit ontstaan. U wat, soos die woord ons leer, asemhaal en die sterre kom uit U mond uit. Wat is ons dat U aan ons dink? Dan sien ons dat ons so belangrik is, dat U intiem betrokke raak by ons lewens, dat U naby kom, dat U deel word van dit wat ons op hierdie aarde beleef en deurgaan, en dat U ons vriend. Wat 'n God. Aan U wil ons lof bring. Dankie dat ons aan U lof kon toesing, dat ons hart voor U kon oopmaak in gebed. En Here, waar ons nou die spesiale geleentheid gaan hê om klein kindjie aan U te vertrou, en daarna na die prediking van die evangelie te luister, vra ons dat U ons asseblief ook daarmee sal sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Dit nie 'n pragtige geleentheid waarin ons kan deel hê as kinders van die Here nie. Wanneer kindertjies aan hom toegewy word. Deur Dion, baie dankie. Die besielende inseëning. Dink die les daaruit is nie net vir jong en nuwe ouers nie, maar vir almal van ons wat ergens 'n invloed op 'n kindjie se lewe het. Baie dankie. Kom ons sluit net ons oë kortliks. Here Jesus, ons gaan U woord nou oopmaak. Die woord wat U vir ons gegee het om U te ken. Here, partykeer wanneer ons lees daaruit, leer ons iets van onsself. En ons vra dat U hierdie oomblikke saam met U woord sal seën, en dat U verhoog en verheerlik sal word, en dat wanneer ons hieruit stap, ons sal sê, ons het vandag vir Jesus gesien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sy, daai. Sy, baie dankie. 4. 4 is 'n verwoestende mag. Enigiemand wat al met die verwoesting van vuur te doen gehad het, weet waarvan ek praat, wanneer ek sê, vuur spaar niks en niemand in sy pad nie. Daar's niks wat vuur kan keer nie.
Dis vrees aanjaend. Dit saai verwoesting, dit wis uit. Dit mag dood. En tog is daar iets aan vuur wat vir my in besonder spesiaal is. Daar's verskeie goed wat ons kalmeer. Vir party mense is dit om by die see te sit en na die branders te kyk en dit is lekker. Vir ander is dit om by 'n kabbelende stroompie rustig te raak. Vir my is dit kampvuur. Daar's min dinge wat my so gevoel van veiligheid gee, soos 'n kamp. Daar dieselfde verwoestende vuur is ook 'n vuur waar ek vrede vind. Kalmte vir my siel. Rustiger. En dan is daar natuurlik die sosiale aspek wat vir party van ons daarmee saamgaan. Wie weet wat 'n bosveldieter is? Weet jy wat 'n bosveldieter is? Ons goeie vriend Louis Steenberg, baie bekend gestel aan 'n bosveldieter. En dis wanneer dit in 'n koue wintersaand jy ergens buitekant is en almal sit op hulle kampstoele rondom die vuur en jy kan nie nog nader aan die vuur nie. En dan Louis gekom met sy graafie en by elke een 'n koeltjie uit die vuur uitgehaal en onder sy kampstoel gaan neersit. En onder die hitte van die koeltjie van onderaf help net dat jy soveel gemakliker in die koue nagte sit. Die herfsnagte in Palestina kan koud raak. Dit kan baie koud raak. Koud genoeg dat 'n mens die hitte van 'n vuur, 'n warm koolvuur, sal wil opsoek as jy buitekant rond staan. En dit is presies waar ons die twee disippels van Jesus vind. Ons lees Simon Petrus en 'n ander disipel, en daardie ander disipel is ons redelik seker dat dit Johannes is wat van homself skryf. Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg en daardie disipel was aan die hoofpriester bekend. En hy het saam met Jesus by die hoofpriester se voorhof ingegaan. En Petrus het egter buite by die deur bly staan. En toe het die ander disipel, die een wat met die hoofpriester bekend was, uitgestap en met die deurwag gaan praat en Petrus na binne gebring. Die slawe en die tempelwagte het hulle gestaan en warm maak by 'n koolvuur wat hulle gemaak het omdat dit koud was en ook Petrus het hom daar by hulle gestaan en warm maak. 'n Koolvuur se hitte as die nag snerpend koud verbykyk. 'n Koolvuur wat 'n mate van troos bring as jou lewe besig is om uitmekaar uit te val. 'n Koolvuur in die koue voel veilig as 'n mens deur trauma gaan. En binne 'n aand se tyd het dinge baie lelik skeef geloop vir die disipelgroep. Binne 'n aand se tyd het alles verander. 'n Paar uur terug nog het hulle saam met Jesus aan tafel gesit. En hier om die hitte van die koolvuur speel die aand se absurde gebeure in Petrus se kop af. Hoe Jesus, hulle rabbi, die een vir wie hulle soveel respek het, aangedring het om 'n paar uur tevore hulle voete te was. Hy dink aan die vreemde gesprek van Jesus daar in die boekkamer en nooit vir hulle gesê dat iemand van hulle hom gaan verraai. Hoe blind was hulle tog? Al die rooi vlae was daar. Hulle moes geweet het dat dit niemand anders as Judas kon wees. Jesus het met hulle gepraat van hoe hy gaan weggaan, hoe hy 'n ander trooster oor hulle pad sou stuur, die Heilige Gees, en hy het soveel klem gelê in die laaste gesprek met hulle, dat hulle moet lief wees vir mekaar, dat hulle moet omgee vir mekaar, dat hulle dit moet uitleef wat hy hulle geleer het. En dan het hy daardie diep kragtige gebed wat jy en ek in Johannes 17 kan lees. Het hy daardie diep kragtige gebed vir hulle gebid, terwyl hulle daar aan tafel saam met hom gesit het. Daardie gebed was heilig. Daar was iets spesiaals in sy gebed. Dit het hulle harte in daai oomblik warm gemaak om te hoor wat Jesus se wense vir hulle is. Maar 'n deel van die gesprek vroeër daardie aand, die gesprek wat in Petrus se kop bly maak, was toe Jesus met hom direk gepraat.
Die gevoel, die atmosfeer was onheilspellend. Asof Jesus verwag het dat iets groots binnekort gaan gebeur. En Petrus moes hom vra, Here, waarheen gaan u? En hy het hom geantwoord, waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy volg. En Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê. Amen, amen. Sal jy jou lewe vir my aflê? Amen, amen. Ek sê vir jou, die haan sal beslis nie kraai voordat jy my liefde verloor nie. Wat het Jesus bedoel met die haan wat 3 keer sal kraai of haan wat sal kraai en ek wat hom 3 maal sal verloor? Dit is alles vreemde goed wat Jesus vir hom gesê het. Ek hom verloor. Nie ek. Maar Petrus het sy spreekwoordelike kykings getel nog voordat hulle want nou waar hy hier om die hitte van die koolvuur staan, was die hele aand eintlik net een groot gemors. Jesus was veronderstel om hier in Jerusalem in te kom, sy koningskap van die Joodse volk te kom verklaar. En 5 dae tevore het hy nog triomfantlik hierdie stad ingekom en dit hom toegesing, Hosanna, Hosanna, en dit op eer gegee. En nou ewe skielik is ons hier by Annas die hoofpriester se huis en Jesus is daar in die huis ingesleep en dit moet net een groot misverstand wees. Iets is nie reg. Kyk, dit was nog altyd duidelik dat die tempelleiers nie baie oorgaar vir Jesus gehad. Maar om hom soos 'n krimineel te behandel, dis daarom nie reg. Dis nie regverdig. Jesus moes hom eintlik gelos het toe hy daai malgus van die hoofpriester se slaaf se oor afgekam. So gepraat van 'n oor. Wat 'n wonderwerk. Het nie nou net gebeur 'n paar uur tevore. Dan wat gaan hulle met Jesus maak? Wat gaan nou gebeur? Jy sien ook jy lees partykeer hierdie verhale in die Bybel sonder om te besef dat dit gaan oor werklike mense wat werklike emosies beleef, wat werklike gedagtes gehad, wat dinge beleef het. En hier staan Petrus by die troostende hitte van die koolvuur terwyl sy kop met hom weghardloop en die nag is besig om in chaos te ontaard. En al wat dit vir ons is 'n paar versies wat ergens deur 'n antieke skrywer neergeskryf is. Maar vir Petrus is dit wat besig is om te gebeur 'n werklikheid. Hy's bang en hy's onseker en hy's kwaad en hy's teleurgestel en hierdie toneel wat hy beleef is 'n werklike toneel. Dis iets wat besig is om te gebeur. Vir Petrus is dit nie net 'n paar sinne uit 'n boek uit. Daar is mense om hom wat wemel en praat en gesels en lag. Sien tydens die Pasga, wanneer die honderde duisende mense Jerusalem ingestroom het, is dit gesê dat die stad nie slaap nie. Dan is daar die bediendes van die hoofpriester se huishouding wat hier heffens om staan en bespiegel oor die man wat net hier ingebring is. Petrus voel hy die werklike herfstouing wat oor Jerusalem hang. En dit is hierdie koolvuur troos. 'n Koolvuur wat na rook ruik. 'n Koolvuur waar die klein vlammetjies dans. Waar hy met sy hande uitgestrek staan en homself warm. En dan skielik herken die meisie hom. En sy sê vir hom, is jy nie ook een van hierdie man se disippels nie? En hy skrik. En hy is onseker, oor wat moet hy nou sê? En voordat hy hom kom keer, kom dit uit, ek is nie. So eenvoudig soos dit. Ek is. En dit lyk daarom of sy hom glo, want sy pla hom nie verder. En die aand begin langer raak. En die aand begin rek. En Petrus wonder, wat gaan daar binne aan? En hy's onseker. En hy's bang, maar daarom is hier 'n koolvuur se hitte, wat hom 'n klein bietjie troos gee. En skielik is daar 'n beroering binne in die huis. En dit lyk of hulle gaan uitkom met Jesus.
En dan steek iemand wat verbykom vas en sê, is jy nie ook een van sy disippels nie, daar waar hy hom staan en warm? Petrus het dit ontken en gesê, ek is nie. En dalk moet Petrus maar dit eerder oorweeg om in 'n donker hoekie ergens te gaan staan waar niemand sy gesig ken nie. Maar hier by die koolvuur is dit daar warm en beskou daar in die donker hoekie. En dan hoor ek in my geesteshoog een vir hom sê, of in my geestesoor eerder, jy is die een wat Malchus sy oor afgekap het. Jy het my neef sy oor afgekap. Een van die hoofpriesters se slawe, 'n familielid, van die een wie sy oor Petrus afgekap het, het gesê, ek het jou mos in die tyd by hom gesien. Dit weer ontken. Een van die ander evangelie sê vir ons, dat Petrus het selfs begin vloek. Kragwoorde gebruik. Ken hom nie. Ons van hieruit. Dis nie ek nie. Nou, jy en ek moenie te krities wees op Petrus, wat ons graag is. Want jy sien, daar was 9 ander disippels. Hier is Petrus en Johannes. Judas weet ons het sy eie tragiese pad gaan loop. Maar daar was 9 ander disippels. Waar is hulle? Hulle het weggehardloop. Petrus volg daarom nog so half op afstand, want hy wil sien wat gaan hier gebeur. Ten minste hang Petrus nog rond om te sien wat gaan nou gebeur. Maar toe die spreekwoordelike vuur te warm vir hom word, kom die enigste sinvolle reaksie wat 'n mens kan gee, ontken. Dat sal beteken dit dat jy moet vloek. Ons kan maklik na Petrus kyk met kritiek. Want jy en ek ken die verhaal. Dis maklik om na 'n situasie te kyk wat iemand deurgegaan het nadat daai persoon daardeur is. En krities op kritiese denke te vorm oor wat die persoon moes doen en nie moes doen nie. Maar Petrus waar hy homself hier binne in hierdie verhaal bevind, vra vir jou en my, sit toe net vir 'n oomblik in my skoene. Dink net gou vir 'n oomblik, jy staan waar ek staan. Ek het sopas gesien hoe word Jesus in hegtenis geneem. Ek het sopas gesien hoe word hy rondgeruk, gepluk en rondgestamp. En ek hoor die bespiegelinge van 'n kruisiging wat hier tussen die mense aangaan. En ek hoor Herodes en Pilatus se name word genoem. En dan kom die vraag, is jy ook een van hulle? Nee. Los my hieruit. Nee, ek ken hom. En die Here het omgedraai en stip na Petrus kyk. Sê Lukas 22 vers 6. En Petrus het die woorde van die Here onthou dat hy vir hom gesê het, voordat 'n haan vandag kraai, sal jy my 3 maal. Wat 'n oomblik. Wat 'n oomblik in die kruisigingsverhaal. Die 2 pare oë wat mekaar ontmoet oor die warm vlamme gloed van die koolvuur, die donker wat skielik nog donkerder word en die koue wat nog kouer voel vir Petrus. So koud dat die vuur voor hom eintlik nou geen meer verskil maak nie. Nee, hierdie vuur waar hy veiligheid en kalmte, vrede en troos gesoek het, word nou eerder die plek van sy val. Ek ken hom, vlamme wat flikker. En ek sal my lewe vir u af, maar ek ken hom nie. Die oë wat besig is om deur sy siel te kyk. En in daardie oë is daar nie veroordeling nie, en daar's nie haat nie. En daar's nie die vraag, wat het jy nou net aangevang nie? Daar is net liefde. Hartseer. Liefde. Wil vir hom sê, Petrus, ek ken jou. Ek ken jou. En hy het na buite gegaan.
en bitterlik van my. Hierdie man het weg strompel, gebreek, stik, weg van die warmte en die veiligheid van die koolvuur, weg van die plek van sy val, weg van verloning, buitentoe, waar die yserkoue en die alleenheid hom kom omsingel. En al wat oorgebly het, was die reuk van die koolvuur, wat aan sy klere bly kleef. 'n stille herinnering van waar hy homself 'n rukkie tevore bevind. Hierdie is waarskynlik die laagtepunt van Petrus se lewe. Hy het homself waarskynlik nog nooit op 'n laer plek bevind as vandag nie, hier by die koolvuur se warmte, terwyl die aanval op Jesus begin eskaleer. Want wanneer hulle hom wegvat by Anna se huis, lees ons dis waar hulle hom blinddoek, en dis waar hulle hom begin slaan, en waar hulle hom begin spot. Sê jy vir ons wie jou geslaan? En ek sal saam met u sterf. En nee, ek ken hom. Die vlamme wat in sy oë dans, terwyl hy vir Petrus kyk, en die koue, wat hom begin omsingel, en 'n paar uur later, was hy dood. Die een, vir wie hy so lief was. Ek sal saam met u sterf. Nee, ek ken hom. Ek voel die angstigheid. Wanneer ek aan hierdie toneel dink, voel ek raak angstig aan myself, ek voel die berou, ek voel die stikkendheid van Petrus aan, en dalk voel ek dit, omdat ek ook al daar was. By ons eie koolvuur, die laagtepunt van ons lewens, die grootste fout, die slegste ding, ons eie, ek ken hom nie. Dalk het ons ook al weggestrompel, van ons eie plek van val, ons eie koolvuur van teleurstelling, in berou wegstrompel van die gemors wat ons gemaak het, die koue in weg van Jesus af. En miskien het daardie val in jou en my lewe ook ergens gevolg, op 'n belydenis wat jy al vroeër in jou lewe gemaak het. Ek sal saam met hom sterf. Ek sal getroud wees. Ek sal nie sulke goed doen nie. Ek sal nie sulke slegte dinge aanvang. En geliefdes, die hardste val van die mens is nie die val van 'n verlore sondaar nie. Die hardste val van 'n mens is die val van 'n trotse Christen. Die een wat dink ek is beter. Ek is nie so sleg nie. Ek is daarom gehoorsaam. Here, ek is nie soos die ander nie. Ek sal saam met u sterf. En dan in die donker by die aanlokkelike hitte van die koolvuur ergens in ons lewens. Ek ken hom. Een verkeerde besluit. 'n val wat dalk oor tyd kom. Dalk 'n stille wegdwaal wat stelselmatig jou van hom af wegvat. Miskien 'n verslawing of 'n gewoonte. Dalk net 'n plek waar jy jou bevind, ver van hom af, 'n swart gat van 'n lewe of 'n aksie of ongeloof van verloning. Ons ken die Petrus gevoel. Jy en hy. Ons ken die las van skuldgevoelens. Ons ken selfverwyd. Ons ken die koue wat verloning in ons lewens inbring. En die volgende paar dae sou vir Petrus werklik 'n wigplank van emosies en belewennisse wees. Want die trauma van die kruisiging en die begrafnis van Jesus die Vrydagmiddag het diep letsels in sy lewe gelaat het. Dan was daar die verskriklike swartste Sabbat van sy lewe, waar Jesus dood in die graf gelê. En dan die ongelooflike nuus. Jesus leef, die graf is leeg. Die opstanding. En hy selfde dag nog verskyn Jesus aan hulle. Dis 'n ongelooflike gebeurtenis. En hy wat Petrus is 'n getuienis daarvan.
Die evangelie het gedraai. Jesus het die dood oorwin. Hy was dood en nou lewe hy is die verlosser van die wêreld, hierdie hulle Jesus. Maar aan Petrus het die skuldgevoelens, soos die rookreuk van 'n koolvuur, bly kla. Ek ken hom nie. Ken hom. Wat het jy aangevang, Petrus? Wat het jy aangevang? 'n Paar weke later, nadat Jesus 'n paar keer aan die disipelgroep verskyn, is daar weer 'n toneel. Petrus sukkel nog om sin te maak van alles wat aangaan. Hy sukkel om sin te maak van die kruisiging en die opstanding. Hy sukkel om sin te maak van hierdie verskynings van Jesus. Hy sukkel om sin te maak van die vorige paar jaar wat hy saam met Jesus tyd deurgebring het. Maar die meeste van alles sukkel hy om sin te maak van wat hy aangevang het nadat hy beloof het ek sal saam met U sterf. En die vraag bly aan hom hang, waar pas ek nou in hierdie prentjie? Dit voel of die ander disippels net die stukke opgetel het. Hulle het weggehardloop het, onthou. Dit voel of hulle net die stukke opgetel het. Maar hy veg verbeter die stryd van selfverwydering. Kom ons gaan vang vis, sê hy teen aanwys. Petrus tree terug na wat vir hom bekend is, waarmee hy gemaklik is, wat hy sy hele lewe lank ken. En hy sê, kom ons gaan vang vis. En die nag wat daar uitspeel is net toevallig. Dis net te veel dieselfde as 'n paar jaar tevore toe Jesus hulle ontmoet het ook op 'n visgrootse nag. As jy mooi onthou daai eerste ontmoeting met Petrus waar hy daai wonderlike visvangs gekoördineer het vir hulle en vir Petrus net daar geroep het tot groot dinge. Petrus gesê het ek het 'n bediening vir jou, jy het 'n lewe saam met my, jy gaan nou vissers van mense wees. Oor sy tyd saam met Jesus het Petrus aangevoel dat daar groot dinge vir hom wag saam met Jesus. En ons lees Petrus sê vir hulle ek kan visvang. En hulle sê vir hom ons gaan ook saam. Johannes 21. En hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang. Net toevallig, dis net dieselfde as toe hy geroep is. Miskien was hierdie 'n onheilspellende teken dat sy bediening nou daarheen is. Miskien was dit die manier hoe Jesus vir hom wys, hoe God vir hom wys, daai nag het jou bediening begin en nou het jy vol sirkel gekom en nou eindig dit weer so. Daar's niks meer vir hom oor. Daardie ek ken hom nie, sal nou vir altyd sy identiteit wees. Dis wie hy sal wees, die disipel wat gesê het ek ken hom. Maar in hierdie laaste vislose nag was Jesus nie besig om vir Petrus te wys dat hy nie meer daar is. Hy was as te ware besig om hom vol sirkel te doen. Maar met 'n heel ander motief. Hy staan op die wal en hy roep uit, gooi dit net aan die ander kant uit. En as daar al ooit 'n déjà vu was, in iemand se lewe was dit hierdie oomblik. Want toe hy net uitgooi, toe hy weer propvol vis. En net soos by die roeping van Petrus, spring hy weer in die water. En hy los die ander disippels by die vis en hy hardloop na Jesus toe. En dis 'n herinnering van die dag daar by die see, toe Jesus hulle die eerste keer geroep het om hom te volg in Lukas 5. Maar wat veral betekenisvol is wat Petrus skry toe hy op die strand kom. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n wat? 'n koolvuur. Gereed, die vis wat daarop lê, en ook
Die enigste twee plekke in die Bybel waar hierdie woord koolvuur gebruik word, is in Johannes 18 en Johannes 21. En die Bybelskrywers kies nie net woorde omdat hulle maar net bladsye vol maak. Hulle skryf nie die verhaal soos wat hulle dit skryf, omdat hulle maar net dink hierdie is iets interessants om te skryf. Die Bybelskrywers skryf met 'n motief, hulle skryf met 'n boodskap, hulle skryf met 'n rede die goed wat hulle skryf. Hulle wil iets spesifieks oordra aan die leser. En wanneer Johannes in Johannes 18 sê dat Petrus het opgestaan en warm maak by 'n koolvuur, en hy sê in Johannes 21 en Petrus het op die strand gekom en daar vind hy 'n koolvuur, doen hy dit baie doelbewus. Koolvuur. Dit voel asof Jesus besig is om 'n slegte grap met hom te maak. Jesus weet wat dit 'n paar weke terug by 'n koolvuur gebeur het. Dit is tog as te ware die plek van my grootste val. Jesus bring juis vir Petrus terug by 'n koolvuur. Want dit is waar hy hom wil kom opsoek. Maar hierdie keer is nie 'n koolvuur in die donker nag van verloor nie. Hierdie keer is dit 'n koolvuur met vis op, met brood op, met kos op, met gemeenskap, met saam eet. Hierdie keer is die koolvuur 'n plek van liefde en sorg. 'n Koolvuur waar die vraag kan kom van Jesus af: Simon Petrus, het jy my baie lief, meer as hulle? Wat 'n vraag vir 'n lonaar. Die sondaar, die erken hom nie man. Petrus, het jy my baie lief? Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Ek ken hom nie. Onthou wat jy gesê het. Ek ken hom. Laat my langs bly. Ek wat U nie ken nie. Ek wat my plek verloor het, ek wat my bediening verloor het, ek is nou maar weer net Simon, daar's niks meer gePetrus nie, daai rots waarvan jy gepraat het, is nou nie meer daar nie, dis nou maar net Simon. Hy vra hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Sê vir hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Sê vir hom, pas my skaap op. En hy vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord, Here, U weet alles. Here, U ken my. Here, U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skaap by. En baie keer wanneer ons oor hierdie teks praat of skryf en preek, dan wil ons fokus op die verskillende woorde van liefde wat Jesus hier gebruik, en ons krag in daardie preek en ons krag in daardie boodskap. Maar dit is nie waaroor ons wil praat nie. Ek wil nie praat oor polio en agape en al die verskillende liefdes wat Jesus hier bymekaar bring nie. Ek wil praat net oor die beginsel. Die beginsel van Petrus se belewenis weer by 'n koolvuur. En weer 'n keer loop die trane. Waar Petrus voor 'n koolvuur staan. Here, ek het opgemors, maar ek het U nog steeds lief. Dan sê Jesus, jy is nog steeds my kind. Jy is nog steeds my apostel, jy is nog steeds my werker. Ek sê nou vir jou, gaan versorg my kinders. Petrus, jy is herstel. En Petrus, dis nie oor jy enigiets gedoen het om dit te verdien nie. Dis nie oor enige bydrae van jou kant af, dat jy goed genoeg opgemaak het, vir dit wat jy daai aand aangevang het nie. Dit is net oor ek jou ken. Oor ek vergeef. Oor ek genadig is, en oor ek jou sondes nie toereken nie, en oor ek jou optel. En daar by 'n middernagtelike koolvuur het Petrus gesê, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Ek ken hom nie. En hierdie keer by 'n vroegoggend koolvuur kry Petrus die geleentheid om te sê, ek het U lief. Ek het U lief. Ek het U lief.
Nou begin 'n lewensskool vier in sy hart brand, want Jesus sê vir hom, gaan bedien my kinders. En het Petrus net Petrus. Van die kragtigste bedienings van die apostels word aan Petrus toegeskryf. Hy wys sy lewe toe aan die evangelie. Hy preek dit kragtig. Nooit weer sal ons lees dat Petrus ergens skaam was of bang was of ooit weer gesê het ek ken hom nie. Inteendeel, nie lank na hierdie oggendgesprek nie, vind ons weer vir Petrus in daardie selfde konteks, in daardie selfde huis, voor dieselfde hoofpriester Annas. En hulle sê vir hom, jy moet ophou met hierdie Jesus stories. En hierdie selfde Petrus wat 'n paar weke terug gesê het, ek ken hom nie, het geantwoord, of het reg is vir God, om eerder na julle te luister as na God, moet julle oordeel. Want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het. Petrus roep dit uit, ek ken hom. Ek weet wie hierdie Jesus is. Ek ken hom en ek was saam met hom. En doen wat julle moet doen. Ek sal sy skape soek. En ek sal sy skape voed. En ek sal sy skape versorg. My liewe vriende, ryk jy ook vanoggend soos die rook van koolvuur. Klou die reuk van jou eie koolvuur besluite nog aan jou vas. Volg die ek ken hom nie, wat jy uitgeroep het eens op 'n tyd, jou ook nog. Is jy nog vasgevang by die plek waar jy 'n belofte verbreek het of dalk nog nooit eers gemaak het? Ervaar jy die koolvuur van verlorenheid, van die tydelike hitteverligting, maar wat ook net vernietiging bring? Staan jy tans by die vuur waar Petrus gestaan het? Klou jy vas aan daardie vuur? Is jou gedagtes by daardie vuur? Here, ek kan nie anders nie. Hierdie vuurtjie voel vir my dan veilig. Dis 'n lekker plek om te wees. Dit voel vir my soos troos. Ek ken hom nie. 'n koolvuur van verloning. Vandag bring Jesus jou by die koolvuur van herstel. Die koolvuur van sorg, die koolvuur met die warm ontbyt op, die een wat uitroep van liefde en genade, die een wat vra, vir elke ek ken hom nie in jou lewe, jy my lief. Ken hom nie, jy my lief. Ek ken hom nie, jy my lief. In ander woorde, wil jy nie maar weer hier by my kom. Want ek kan en ek sal die verlonings in jou lewe uitwis. Ek sal jou skoonmaak. Geliefdes, Jesus het 'n liefdesuitroep vir elke sondaar en daardie liefdesuitroep sê, kom hier en wees lief vir my. Liewer as dat jy vir die koolvuur van jou tydelike hitte is. Maar hoe en waar? Hoe kry ek dit reg om van 'n ek ken hom nie te gaan na 'n ek het hom lief? Liefde is op net een plek. Dit is by die kruis van Jesus Christus. Deur die aanskouing van die evangelie gebeurtenis, deur die aanskouing van die goeie nuus gebeurtenis, deur te sien wie Jesus is, deur die gruwelike kruisdood van die verlosser, die skepper, die God van hemel en aarde, deur dit te sien. O, wat 'n liefde is dit vir elke val in my lewe, vir elke fout, vir elke sonde, vir my hele sondige wese, my hele natuur van sleg wees, vir elke oomblik van sondaar wees, is daar 'n uitnodiging, kom ken my. Kom wees lief vir my, kom terug na my toe. En dalk is jy vandag, al jy in die kerkbank gesit, die Petrus van Johannesburg. Die een wat sê, ek sal saam opstaan.
Ek sal nooit so sleg wees. Ek's te goed. Ek's te getrou, ek's te gehoorsaam, ek's te Christelik. En hierdie preek wat ons nou vandag na moet luister oor die Petrus van Johannes 18. Nie vir ons wat saam met hom sal sterf. Maar glo vir my, as dit is waar jy jouself bevind, is jy besig om uit te roep, ek ken hom nie. In Johannes 13 het Petrus alreeds by die koolvuur van verloning gestaan. Want hy was sterk genoeg. En hy sou dinge reg doen. En hy sou in sy krag daar kragtig wees in al sy aksies en sy dade. En uiteindelik was Johannes 18 se verloning maar net 'n uitvloeiing van wie Petrus alreeds was in Johannes 13. En as jy vandag hier sit, vreeslik trots op die goeie Christen wat jy daar is, wil ek vir jou sê, jy ryk ook man, so skoolvuur van verloning. En daar is 'n ander vuur vir jou. As 'n vuur waar Jesus staan en sê, vergeet van jouself en kom hier. Kom kyk wie ek is. Ek is lief vir jou. Kom terug hier by my. Vergeet van die ek sal saam met hom sterf. Kom net hier en kom sien dat ek vir jou gesterf het. Kom hier en kom eet saam met my en kom eet. Dalk is jy vandag saam Petrus in Johannes 18. Jy is dalk in die middel van jou grootste verloning ervaring, net jy weet daarvan. Jy weet waarmee jy besig is, jy weet dit in jou hart van, jy weet dit in jou lewe. Jy is dalk besig om oor hierdie koolvuur van ek ken hom nie, die Jesus raak te sien, maar jy dink by jouself, ek is net te ver heen, ek is net te ver weg, niks kan my meer red nie. Ek kan nie meer omdraai nie. Moenie. Stop dit. Want hy is steeds magtig om te red. En hy is steeds magtig genoeg om jou weg te ruk by die koolvuur van jou eie sondes en jou te bring by 'n plek van genade waar jy sy genade kan beleef. Genade wat red weg van die koue nag by die valse troos wat 'n koolvuur jou gee om jy besig is. Kom sien die skoonheid van verlossing raak. Kom sien hoe lyk redding, kom sien hoe lyk liefde, kom na Jesus toe. Miskien is jy saam met Petrus vandag, nie in Johannes 13, nie in Johannes 18 nie, maar in Johannes 21. Dalk staan jy daar saam met Petrus en jy het jou rug weggedraai van hierdie vreeslike foute van jou verlede. Ja, jy die opgestane Jesus, die oorwinnaar van sonde, die oorwinnaar van dood ontmoet, maar jy dink en jy voel, dit is net nie vir my nie. Jy, jou lonaar is te sleg. Ryk hoe ryk jy na koolvuur? Dit klou nog aan jou klere. Hoe dink jy sal jy so maklik na dit wat jy gedoen het, sommer net weer hier kan kom deel word van sy groep? Werk so nie. Jy gaan nog bietjie moet iets doen. Jy gaan jouself eers bietjie moet bewys. Nee. Nee, want dit is ook vir jou wat Jesus by die koolvuur staan. En soos daar die rook van koolvuur opstyg, dit aan sy klere kom vasstryk. En hy al hoe meer ryk soos jy ryk. Die teks wat ons vanoggend gelees het, 2 Korintiërs 5:21, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Sodat jy en ek kan word die geregtigheid wat daar in Christus Jesus ons Here is. Wat 'n boodskap! Dis vir jou wat Jesus by die koolvuur staan. Dis vir jou wat hy soos koolvuur ryk. En vir elke fout van jou lewe wat jy ooit gemaak het, en selfs net vir die feit dat jy 'n sondaar in wese is, gee hy jou 'n kans om weer vir hom te sê, Here,
Ek het jou lief. Elke val, jy opstaan liefde. Maak nie saak waar jy in jou Petrus belewenis is, of jy onbewus is, dat jy eintlik al klaar by 'n koolvuur staan in jou eie selfgeregtigheid. En of jy dalk intens bewus is van die koolvuur wat hier voor jou brand, die plek van jou val, die plek van jou verloning, dit wat jou weghou van Jesus af, en of jy dalk konstant bewus is van jou eie koolvuur geskiedenis, waarvan jy dalk al weggeloop het, maar jy kry dit net nie afgeskit nie. Jesus is reg om jou te vat. Jou te vergewe, jou te herstel, en jou weer betekenis te gee. En hoe lyk daardie betekenis wat by 'n herstel plaasvind? Dit lyk soos laat my lammers by, pas my skape op, laat my skape op. Die herstel van 'n sondaar wat deur Christus weer herstel word, lyk soos diensbaar. Dis hoe herstel lyk. Die herstel, die verlossing, die hoop van genade, spoel altyd oor in 'n lewe van diensbaarheid. Die genade wat vir die sê, of die genade vir die wat sê, ek het daar maar baie geestelikheid in my, ek sal dit nie doen. En die genade vir die wat sê, ek ken hom nie. En die genade vir die wat sê, ek kan nooit vergewe word wat ek gesê het, ek ken hom nie. Daar dieselfde genade wat daaruit red altyd tot die sagte sorg van ander mense. Dis waaroor verloste kinders leef. En mag dit vandag wees, dat elke een van ons daardie genade hoor. Het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? Vir elke fout, vir elke sonde toestand, jy en ek nog ooit gehad. 'n genade wat sê, kom terug. Kom ek herstel jou, kom diep aan jou. Vandag wil ek het saam met Paulus uitdoen. Soos wat aan die einde van sy lewe nader, en hy sy laaste bekende brief aan ons skryf, briewe van 1 en 2 Timoteus, kom Paulus tot hierdie diep besef, dat dit 'n betroubare woord is en werk om aangeneem te word, dat Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die grootste een is. Liefdes, Petrus het uitgeroep, ek ken hom, ken hom, ken hom. Paulus die kerk volg. Petrus het die grootste apostel geword. Paulus het die grootste apostel geword. Hulle het die manne van krag en daad geword van die woord, die verkondigers. En hier staan ek en sê ek is die grootste sondaar. Groter as Petrus, groter as Paulus. Maar dis vir ons wat Jesus na hierdie wêreld kom. Mag die Here ons lei om die erkenningsdiens in ons lewens om te dra. Na die laat my skape by diens. Amen.
Here Jesus, soos wat die vernaamste sondaarskinders voor U staan. Wel bewus van wie en wat ons is. Bewus van ons geestelike hoogmoed, ons selfgesentreerde, eie geregtige geloof. Bewus van die valplekke van erken ons mens, waar ons U verloon het, ontken het, in ons aksies en ons dade. Bewus van die wrogings wat in ons harte is. Hier staan ons, Here, ons weet wie ons is. Praat met ons. Vra vir ons. Vra vir ons of ons U lief het, want ons het U, Here. Ons het U lief. En al die foute, swakhede, al die valplekke in ons lewe, ons U lief. Herstel ons tot U diens, Here. Ons erken dat ons U lief het. Reinig ons deur U bloed. Dek ons met Jesus. Maak ons ook rein tot elke vlek van sonde verloop. Stuur ons as verkondigers van die evangelie van verlossing in hierdie wêreld. Wat ons weg by die koolvure van verloning en van val. Gebruik ons daar waar ons ook kan sê, ons het gesien, het gehoor en beleef, sal die stil bly nie. Ons sal die skape soek en red saam met U en versorg. Dankie dat U ons red vir daai wêreld. Nou is dit my gebed, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons sal gaan tot die dag wat Jesus kom en in die ewigheid het wat maak. Amen.
I'll speak of you.